Anna, ons is besig met die reeks van Romeine en ons is nou al by die derde deel van die boek van Romeine. Ons is nou al by die derde deel daarvan. En Romeine 2 gaan ons vandag kyk na Romeine 2 vers 1 tot 17. En ek weet nie van julle manne nie, maar met hierdie Romeine 2 se intrapslag het dit sommer my klaar omgebou, jy weet. Want dis iets wat ek maar al te graag in my lewe gedoen het en iets wat ek al te graag doen. So Romeine 2 vers 1 tot 2 begin sommer met die kragtige woorde. Therefore, you have no excuse, whoever you are. Of jy nou die staatspresident is, of jy nou, sorry dat ek nou mense uitsonder, maar of jy nou Donald Trump is, en of jy nou die paus is, dit maak nie saak wie jy is nie. You have no excuse whoever you are in passing judgment. When you judge someone else, you are judging yourself. Since you who are judging do the same things he does. Dit laat my onwillekeurig dink aan wat Yeshua gesê het, kyk eers na die balk, die balk in jou eie oog, voordat jy na die splinter in iemand anders se oog kyk. Want Yeshua het dit as prins so gesê, want 'n balk is 'n huge ding en 'n splinter is 'n klein dingetjie. So kyk eers na die balk in jou eie oog voor jy na die splinter in iemand anders se oog kyk. Nou, ek en my broer is so 2 jaar uit mekaar uit en van kleins af was ons twee verskriklik kompeteer. En hierdie was ons scripture. As ons iets vir mekaar sê of ons begin met hierdie gestryery of bekleierery en ons het Jenny en ons het vuis geslaan, hoor, tot seker matriek het ons twee regtig vuis geslaan met mekaar. En dis kom maar daar van die suide van Johannesburg af, jong. Dis maar hoe die dinge daar uitgesort word. En ons favorite was altyd wanneer dit nog rustig is, net voor die fight begin, dan is dit kyk eers na die balk in jou eie oog voor jy na die splinter in die ander een se oog kyk en dan trigger dit die hele proses en dan is dit aan mekaar en dan klap die vuiste. Maar ja, dit is waar dit inkom by nederigheid. Dis waar dit inkom by het ons die nederigheid. Dis in onsself het ons daai nederigheid om nie daai woord te spreek om te judge nie. Onthou die ding wat ek herinner myself altyd, dat as ek nie iets goed kan sê wat opbouend is vir iemand of wat vir hom kan waarde toevoeg tot sy lewe nie, moet dit nie sê nie. Of wanneer 'n persoon nie daar is nie en ek wil iets negatief van daai persoon sê, moet dit nie sê nie, want daai persoon is nie daar om homself te verdedig. So daai hele ding van judgment wat Paulus beskryf daar. Onthou manne, ons moet mekaar elke keer herinner wanneer ons hierdie boek van Romeine doen. Hierdie boek is geskryf vir Jew en Gentile en selfs in hierdie gedeelte van Romeine 2 wat ons vandag behandel, gaan ons sien dat dit gaan oor Jew en Gentile. Paulus herhaaldelik skryf hy, dis vir Jew en vir Gentile, want ons moet die surroundings, die stage, die verhoog verstaan van toe hierdie geskryf is. Die environment was so dat Jew en Gentile langs mekaar gesit het in die gemeente en dat hulle saam die woord bestudeer het en saam gemietras het oor die woord. Jew en Gentile langs mekaar. Dit is hoe dit gewerk het in daai tyd en dis hoekom Paulus dit so emphasize en waarna Paulus verwys, heeltyd as hy na die woord verwys, is die Tanakh, is die Torah. Hy verwys net daarna, want dis al wat bestaan het in daai tyd. Ons moet onsself elke keer as ons in hierdie boek van Romeine inkom en ons kyk met daai flitslig in die boek van Romeine in, dan moet ons onsself herinner, wat was die omstandighede? O ja, Jew en Gentile het langs mekaar gesit en o ja, dit was die omstandighede van hierdie boek dat dit na die Torah en die Tanakh verwys. Daar was geen Nuwe Testament in hierdie hele situasie. So ons kom terug by humility. Wie is ek? Moet my stem altyd gehoor word? Moet my standpunt altyd die belangrikste standpunt wees? Een van my favorites is, ek weet nie of julle hom ken nie, sy naam is Retevia. Hy kom van If I Were a Rich Man, Fiddler on the Roof. En hy het 'n song gesing, If I Were a Rich Man, en hy het daarin gesing dat sou hy 'n rich man gewees het,
dan sou hy op die beste plek in die sinagoge gesit het. En sy advies aan mense en dit wat hy sê, sal altyd gevat word as woord, want hy's 'n rich man. Hy's 'n belangrike man in die oë van 'n wêreldse omgewing. Is hy 'n belangrike man. Maar meestal wanneer ons hierdie pedestals van ons klim in die lewe, dan het ons arrogansie. Want ons is mos nou belangrik. Verlede week se parasha Shelach, of hy word ook verwys na as Shelach Lecha, sent on my behalf. Kom dit daarop neer dat die hele volk het in opstand gekom toe Josua en Caleb gesê het, nee man, ons moet nou hierdie land ingaan, ons moet nou hierdie land vat. Nou, toe kom die hele volk in opstand en Josua en Caleb het begin om 'n motivering te skryf. En hulle het gesê, hulle het hulle woorde begin, hulle motivering begin met, if God is pleased with us, He will give us the land. En dan wil ek gaan na hierdie week se parasha van Korag. Korag is ook 'n man wat nie nederigheid gehad het nie. Korag is ook 'n man wat gesê het, hey, hoor hierso, ek hoort op hierdie plek nou. Moses, ek is net so belangrik soos jy. Wie dink jy is jy, Moses, dat jy dink ons moet altyd vir jou luister? Ek is net so belangrik soos jy. So hy judgment gepas op Moses, onmiddellik. En dis geen geheim wat met Korag en sy 250, ek weet nie of hulle almal leviete was nie, maar hy was 'n leviet, en met sy 250 buddies of opstandelinge gebeur het wat teen Moshe in opstand gekom. Hulle is deur die aarde ingesluk. So die vraag wat ek dan vra is, Abba tevrede met my? Is Abba ooit tevrede met my? Ek vat judgment en ek gaan kyk na myself, want ek is geneig om te judge, en ek gaan kyk na myself en ek sê, is Abba tevrede met my en wat ek doen in die lewe? En die antwoord is nee. Nee, Leon, nee. Sommige goedjies doen jy alraai terug. Maar Abba is nie tevrede met jou nie. Abba kan slegs tevrede met jou wees in jou lewe en wat jy doen, as jy dit doen by following the footsteps of Yeshua HaMashiach. En op die day of judgment, so net voor ons op die day of judgment kom, ons kan nie Abba, Paulus sê hier vir ons in Romeine 2, sê hy, do not underestimate the kindness, the forbearance, and the patience of God Most High. Want dis daai drie komponente, die kindness, die forbearance, die voorspraak, die patience, wat Abba Vader vir ons voorberei in Yeshua. En wanneer ek en jy in die allerheiligste inkom en Yeshua is aan ons regterkant, dan is ons acceptable in the presence of God Most High. En op die dag van judgment gaan ons daar staan. Paulus sê, hy sê duidelik hier, die dag van judgment gaan elke diepste geheim van elke mens onthul word. Elke diepste geheim gaan onthul word. En op daai dag, dink ek gaan 'n ou daar staan en jy gaan, ek hoor gisterand 'n testimony van iemand wat vir 23 minute lank dood was. En hy sê, die eerste ding wat hom tref, toe hy dood is, en hy gaan in hierdie warmte, hy beskryf dit as 'n warmte, as 'n lig, en die eerste ding wat hy besef toe hy in hierdie warmte ingaan, is dat alles wat hy in sy lewe verkeerd gedoen het, flash voor hom in. En hy word herinner aan dit alles. En ek dink dis hoe ons gaan voel daai dag. Maar dan gaan ons 'n stem hier agterhoor. Hold on, wow. Hierdie ou se goed klaar voorbetaal, dankie. Hierso is die receipt. Hier's dit. Klaar betaal, dankie. No further questions, Your Honor. Is klaar betaal.
So daarom sê Paulus in vers 10, sê hy, but glory and honor and shalom to everyone who keeps on doing good. En dan herhaal hy dit, né? Jew first, then to Gentile. Jew first, then to Gentile. Hoekom sê hy eerste Jew? Dink is dit beteken dit die Jews van Juda is belangriker as ek en jy? Wat nie van die tribe van Juda af is nie? Nee. Hy noem hulle dood eenvoudig eerste first, omdat dit die eerste volk is wat gekies is deur Abba Vader en voorberei is deur Abba Vader. Maar deur Yeshua word ons almal Hebreë en het ons almal salvation. En ek kan nie wag dat ons hier by Romeine 10:11 kom, dat ons kan sien, hoe is ons die Gentile grafted into the ancient olive tree? En hoekom sê ek heeltyd ons is Hebreë, wanneer ons Yeshua aanneem as ons verlosser? Jew first, then to Gentile. Nie in orde van belangrikheid, maar in orde van die geskiedenis, van hoe dit gewerk het in die skeping. So nou gaan ons na vers 11 toe, en vers 11 is iets wat ek baie herhaal in my lewe, nie net vir myself nie, ek het dit vir my kinders herhaal, vir my vrou herhaal, ek en my vrou herinner mekaar daaraan, dis accountability vir ons, en vers 11 sê duidelik, for God does not show favoritism. En Paulus het dit spesifiek hier ingebring, direk nadat hy gesê het, Jew first and then Gentile. Toe bring hy dit in, want onthou wat met Petrus gebeur het. Petrus het hierdie droom gehad van die laken wat afsak. En nou sê hy, maar yes, jy kan enigiets eet, jy kan slang eet, jy kan krap eet, jy kan hond eet, jy kan kat eet, jy kan crazy gaan. Nee. Hoor mooi wat het daar gebeur. Die laken het gesak, omdat Petrus, wat nog nooit in sy lewe iets verkeerd geëet het nie, en hy sê dit daar, en onthou, hierdie is nadat Yeshua opgevaar het. So moenie dat iemand jou mislei en sê, Yeshua het dit oopgemaak, dat ons alles kan eet nie, want hierdie was na Yeshua opgevaar het. En nadat Yeshua opgevaar het, het Petrus nog steeds gesê, ek het nog nooit daai goed geëet. Toe kom die stem en hy verstaan die boodskap wat daaroor gaan, dat jy kan die huise van ander besoek. Die huise van ander besoek. En Jacques het een keer 'n preek gedoen oor kos, en hy het dit nogal pertinent uitgelig. En dit was nogal 'n baie nice manier om dit te verduidelik, dat dit gaan nie oor die kos nie, maar dit gaan oor dat 'n Jood wat gedink het, ek is verhewe bo enige iemand, want ek is van die gekoses van God Almagtige, die skepper van die heelal. Ek is van daai gekoses. Nee. Luister wat sê Paulus. God shows no favoritism. En dan gaan Paulus voort en hy praat oor die Torah, en dis waar ons almal nou wil inkom. So manne, as jy nie jou kamera kan aansit nie, sit asseblief jou mic aan. Hier is die vloer oop. Die vloer is nou oop om vir mekaar te sê, okay, die volgende stukkie van vers 12 tot vers 17 gaan daaroor in kort, dat Paulus sê, of jy nou Torah geken het, van dat jy klein is, en of jy nou die hele Torah kan recite, by jou bar mitzvah, en of jy net gedeeltes van die Torah ken, maar jy lewe volgens die Torah, jou lewe is 'n aanduiding van Torah, dan is jy gered. Outomaties. Want omdat jy lewe volgens Torah, volg jy in die voetsteps van Yeshua. So ek sê nie Torah is die redding nie. Wat ek sê is Yeshua is die redding. Maar Yeshua is Torah. Dis wat Paulus vir ons beskryf. Yeshua is die Torah, want hy het gekom en hy het elke liewe dingetjie in die Torah uitgeleef en vervul. Elke aspek van Torah. So vandag as ons hieroor gesels, dan weet ons verseker, welkom Driekus, dan weet ons verseker dat om in die voetstappe van Yeshua te volg, moet ons Torah navolg. En moet ons daarna strewe om meer en meer, elke dag meer en meer, Torah te lewe. So om Torah te lewe, moet ons Torah bestudeer, moet ons hierdie woord van Abba Vader bestudeer, en moet ons hom verstaan.
en moet ons elke dag by sy voete spandeer om te verstaan waaroor die Torah gaan. Ons kan nie net sê die Ou Testament is geskiedenis. So ek open die vloer om te sê, manne, Paulus sê in vers 13, we can not only be hearers of what the Torah says, because not only the hearers of Torah will be considered righteous by God, it is the doers of what Torah says who will be made righteous in God's sight. Hoor mooi, made righteous in God's sight. Ek kan nie myself righteous maak. Jy kan nie jouself righteous maak. Ons gaan volgende week in Romeine, of die week daarna, of oor 'n paar weke gaan ons agterkom in Romeine 4 vers 25 staan daar. But Yeshua was delivered over to death because of our offenses and raised to life by the power of God Most High Spirit in order to make us righteous. Dis wat ons righteous maak. Dis daarom waar Paulus skryf in vers 13, will be made righteous in God's sight. Dis kragtige woorde daar, dat ek en jy righteous gemaak word in die teenwoordigheid, in die sight van God Most High. En ek kan nog ure hieroor aangaan, maar dieselfde gebeur in James 1 verse 22. My dear brothers, don't let yourself be deceived by only hearing what the Torah says, but do it. En daarmee is die vloer oop. Wat sê ons? Ek sal sommer eers te gaan. Goeiemôre, oom Leon, omdat my tyd maar soms in die oggende beperk is. Maar hierdie veral hoofstuk 2 van Romeine is 'n tipiese stuk wat jou absoluut tot die grond toe of tot werklikheid ruk, en ek is eintlik bewoe oor hoe ongelooflik hoe ongelooflik Jesus is en sy hele plan is, en dat hoe hy ons verlos het, een van sonde, maar twee ook van die wet af, en dat ons net onder hom kan staan. En Romeine is so 'n goeie voorbeeld van dit. En soos gesê, ja, ek is eintlik bewoe oor net die goedheid van dit, want hoe maklik dit vir ons is, mits ons op hierdie baie maklike minimum vereistes voldoen. Wat nie bedoelende altyd maklik is nie, want om te oordeel is gebeur gereeld. Maar ons kan makliker voor hom skoon staan as wat die oorspronklike Jode het, wie saam hy gewandel het op die aarde. En nee, dit is eintlik net wonderlik om net weer te besef dat daar's 'n lyn om te loop, en net met genade van bo kan jy dit definitief maak deur die werke van Jesus wat hy aan die kruis gedoen het. En dis wat Paulus net hier herhaal. Amen, absoluut nee. Ons moet onthou nee, as 'n Jood of 'n Jew soos Paulus na toe verwys, of 'n Hebreër homself op 'n pedestal sit, dan is dit oor al die dinge wat in die Torah na vore gekom. Maar soos wat Paulus en soos Yeshua ook, hulle waarsku teen die wet, teen die mensgemaakte wette wat buite die Torah is en nie noodwendig binne die Torah is nie. En daarom het 'n Jood, hy kan nogal hierdie aansien hê, want hy's gekies en hy het al hierdie tradisies nagekom, of hierdie voorgeskrewe nagekom van offers en alles, en nou moet hy ewe skielik sê, okay, daar's nou niks meer van dit nie, want daar's nou net een perfekte offer en dis Yeshua. So Paulus probeer heeltyd om vir die Jode te wys dat dis genoeg. Yeshua is genoeg. Jy hoef nie meer skaap te slag en os te offer en alles nie. Dis verby. Hier is die perfekte offer. So hy's heeltyd besig met daai, en dit alles dui op Yeshua, wat vir ons, Driekus, jy is heeltemal reg, dis makliker om te aanvaar, dink ek, nee, ek sê nie, ek judge nie, maar dis makliker om te aanvaar vir ons wat nie die gebruike en die voorgeskrewe van Torah se offergawes nagekom het nie. Ons het 1 John 1:9, when I acknowledge my sins, then since he is trustworthy and just, he will forgive them and purify us from all wrongdoing. Dis wat ons moet doen, waar daar al hierdie offers was. So Paulus probeer om daai groot
leemte wat nou ontstaan in 'n Hebreër of 'n Joodse lewe te verwys na as Yeshua wat dit volbring en jy moet stap daarin in trust en batag. So dankie vir dit, Driekus. Enigiemand anders? Ja, ek dink ek sal volgende gaan. Wat vir interessant is, ek het eintlik vroeër in hierdie week eintlik baie meer hierdie konsep begin verstaan rondom Romeine wanneer Paulus onderskei tussen die Jews en die Gentiles. Die Gentiles in hierdie geval word eintlik verwys as die huis van Israel. En die huis van Israel, dis eintlik 'n vertalingsfout gewees wat in die woord voorgekom het, waar ons baie keer dink 'n heiden en 'n Gentile is presies dieselfde. So 'n interessante konsep vir my is wat ek verstaan het is dat by die berg van Sinai was die Gentiles ook daar, want dit word die Hebreëse woord vir dit is Melahuachonim, en dit is wat word verwys eintlik na die Gentiles. Ons almal, en wat heel aan die begin die voorbeeld tussen Caleb en Joshua verwys na Joshua wat uit die stam van Josef uitkom. Hulle verteenwoordig eintlik, so Ephraim wat 'n stam van Josef is, hulle is eintlik die Gentiles wat die Torah verwerp het, en dis hoekom God vir hulle die skei kontrak gegee het. Maar die huis van Juda, wat die Jews is, hulle was nog steeds in covenant. So as ons in vers 10 lees om te sê, eers die Jews, dan die Gentiles, hulle het nooit hulle skeibrief ontvang nie. Yes. En dit word eintlik aangemoedig dat ons as Gentiles eintlik weer in hierdie Torah moet inkom, want ons het die Gentiles het eintlik die woord verwerp om nie volgens dit te leef nie. As jy in Deuteronomium 17, wat vir interessant is, en ek dink dit is eintlik van toepassing op ons op Wake Up Haggai, so eintlik so interessant wees, in Deuteronomium 17 sê God dat elke liewe koning moes 'n Torah gehad het. Vir jou om 'n koning te wees, moes jy die Torah geken het, van die eerste ding tot die laaste ding. En ons moet 'n leefstyl aanneem, en ook wat in Romeine verder gesê het, is dit moet oorgaan tot in dade. En dit is eintlik 'n Hebreëse konsep waar die taal ontwerp is om in aksie oor te gaan. So jy kan nie net soos 'n Griekse mindset te sê ek luister om 'n ding aan iemand te verduidelik nie. Jou dade of jou geloof moet oorgaan in dade. So dis onmoontlik om God eintlik te please as jy nie leef in 'n doing lifestyle nie. So dis eintlik vir my 'n deurbraak wat gekom het as hulle verwys na die Jews en Gentiles presies te verstaan wie is wie en hoe moet ons so 'n leefstyl aanneem, en dat die wet eintlik nog altyd daar was om ons te help. Dit is nie die wet wat ons salvation gebring het nie, maar eintlik dat die bloed van Yeshua dit vir ons gegee het, maar ons moet nog steeds 'n leefstyl aanneem waar ons leef volgens die instruksies wat God vir ons gegee het. Absoluut. Dankie Jacques, dis baie waardevol. Ja, ons weet dat ek dink is Levitikus 17 staan daar dat die lewe is in die bloed, nee. Die lewe is in die bloed. So dit is waar Yeshua aankom, en ja, dis eintlik 'n baie goeie herinnering. En dis wat die nice ding is as 'n ou heeltyd die parashas bestudeer. Want daai wat jy gesê het van elke koning moes 'n Torah skryf en moes die Torah self verstaan en ken nie. Dit is absoluut so dat dit vir ons beskryf word dat dit was die voorvereistes van elke koning in Israel, is dat hy 'n Torah moes skryf en dat hy die Torah moes ken. So dis wonderlik om daarna net weer herinner te word. Dankie vir dit Jacques, en ek dink ook dat ja, die hele konsep van Paulus, dat op hierdie plek het hy eintlik die boek van Romeine was hoofsaaklik meerendeels Grieke wat tot bekering gekom het, maar dit was ook obviously Romeine of Italianers soos wat hulle vandag is, en die res van die wêreld. So ja, hy was absoluut daarop ingestel om ook uit 'n oogpunt van 'n Gentile te kyk na alles. En dankie vir jou herinnering aan die skeibrief. Baie waardevol, dankie Jacques. Who's next? Moet ek maar sommer nomineer? Ja, ek sal sommer gaan. Dankie Waldo. Ja, ek dink wat vir my uitstaan spesifiek is vers 13 wat hy daar sê,
mens moenie net die woord lees nie, mens moet die woord doen. Ek dink dit is so maklik om op 'n gemakzone of in 'n gemakzone in te tree om te dink, ja, maar ek lees die Bybel, ek gaan kerk toe, ek hoor en ek leef in dit, maar as mens dit nie doen nie en die woord word nie deel van jou hart en jou menswees nie, dan beteken dit ook nie veel nie. So dit is so 'n bietjie van 'n wake-up call om te sê, jy weet, wat doen jy met al die kennis wat jy opdoen as jy die Bybel lees en al die tyd wat jy kan spandeer in die Bybel, wat doen jy daarmee? Beteken dit iets in jou lewe? Verander dit jou lewe? Laat jy dit toe om jou dade te begin beïnvloed, want dit is op die einde van die dag, soos wat God daar sê, then you earn righteousness. Andersins beteken dit nie veel nie. Ja, dankie Waldo. Ek dink dit gaan oor ons aksies, nee, the way we conduct our lives. Dis wat die voorbeeld is wat ander mense moet kan sien van ons. Wat daai liggie kan aansteek om te sê, maar joh, okay, ek wil ook so wees. Hulle het net iets anders. Wat het hulle wat so anders is? Want the way you conduct your life and the way die manier wat ons challenges aanvat en die manier wat ons moeilike dinge in ons lewe hanteer, is baie keer wanneer daar oë op ons is. Jy weet, gooi ek my toys uit die kot uit en begin ek vloek, of hoe hanteer ek sekere dinge in as 'n wake-up Haggai man wat sy hartsbegeerte is om God te behaag. Kom ons gaan sommer na Dion toe. Dion, wat sê jy? Ek luister, ek is besig om te leer. Luister op die oomblik. Ek dink ons almal leer, elke sekonde. Ek was een keer by een Bybelstudie gewees. Ek het seker vir die eerste 2 jaar net geluister. Ja. So, kyk is goed te luister. Net in vers 4 praat hy van die sagte goedheid van God om ons terug te draai terug na hom toe te draai, weg van ons sondes af. So daai sagte goedheid, ek weet nie of dit verwys na sy verbondsgetrouheid waar daar sagtheid is nie. Of dit daai woord is nie. Maar ook wat my besef het die laaste ruk terug om net is goed om te weet wat is sonde. Om nie dit is nie algemene morele ding nie, maar dit is goed om spesifiek te weet wat sê God se woord is sonde, dan maak dit makliker om te weet wanneer ek sondig en wanneer ek nie sondig nie. Nee, daai is baie waardevol wat jy sê, want ek meen as dit nie vir Torah was nie, hoe het ons geweet wat sonde? Dan moet 'n measuring tool wees vir jou om te wys wat is dit, nê? Nee. Ja, maar in Johannes 3 of daar rond 5 of iets 5 staan die liefde vir die kinders van God is wanneer ons God liefhet en sy opdragte uitvoer. So dis wanneer ek kinders van God liefhet. Ja. Ja, absoluut. Nee. Dankie Dion, waardeer. En vir een of ander rede is Hendrik weer laaste. So sorry Hendrik, elke keer is jy laaste. Ja, Dion, jy het my hierso jy het my gered hierso toe jy sê jy luister om te leer. Ek gaan ook 2 jaar vat, ja, om te luister om te leer. Leon, okay, kom ek vra gou so. Torah, okay? Yes. My vraag is, en net letterlik vinnig, Torah, sien jy dit, is dit Ou Testament of is Torah wet? Sorry, ek luister gou. Ek vra uit onkunde. Ek vra nie om slim te wil wees nie. Ek vra want 'n ou hoor goed baie en jy is te mekaar en geen van die, en ek gaan nou terugkom na elke ou se siening toe, want elke ou se siening, en ek praat van jou af tot by Dion wat laaste gepraat het, het vir my 'n antwoord, weet, yes. of 'n opinie, of whatever. So Torah, wat is Torah? So Torah was
in baie keer en vir myself, ek gaan net my eie getuienis vir jou gee. Vir myself was Torah vir my altyd, ek het dit verstaan as die wet. En soos wat Vader my begin lei het deur Hebreëus en deur die verstaan, het ek begin agterkom dat Torah is eintlik die Vader se doktrine van 'n prinsipel van hoe hy wil hê ons moet lewe. En Torah is daai net soos wat die NG Kerke doktrine het en enige kerke doktrine het, so het Abba Vader sy doktrine en daai doktrine van hom is Torah. En daai doktrine kon net vervul geword het deur iemand wat sondeloos is, wat op die aarde gewandel het en elke stukkie van Torah kon vervul het. Sodat groot gedeeltes van Torah wat bloed aanbetref, nie meer van toepassing is nie, want dit is vervul deur die bloed van die enigste lam wat gekies is, wat werd is om die seels oop te maak, en dis Yeshua. Korrek. Yes. En daarom is Torah vandag, ons is nie ek of jy of enige van die manne wat hier staan, wat Yeshua aangeneem het, is onder die wet. Glad. Ons is nie onder die wet nie, ons is onder die bloed van Yeshua. Wat ons kom red het van wat die wet voorskryf, want nie een van ons kan die wet nakom. So, in Paulus se argumente wat hy heeltyd loods, is daar baie mense wat verskillende opinies daar uithaal. Maar vir my is die antwoord op die einde van die dag, dat die dag wat ek Yeshua aanneem, word ek 'n Hebreër in gees. En wanneer ek Hebreër word in gees, is my riglyne vir hoe ek my lewe moet lei, die Torah. Dis my doktrine wat van God afkom. So daar's 'n YouTube video wat ek een keer gemaak het, Hendrik, wat hierdie ding nogal in baie detail hanteer. En dit is op die Back to the Roots YouTube channel. Is Torah law? En daar haal ek daai hele ding uitmekaar uit om te wys dat wat die woord Torah eintlik beteken, want die woord Torah beteken eintlik God's principles of general living. Okay. So ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie, en ek weet nie of iemand anders is wat wil byvoeg nie. Nee, jy doen. Die rede hoekom Yeshua gekom het, is as gevolg van die Ou Testament wat te veel as gevolg van menslike wette en goeders amper nie vervul kon word nie. Ek bedoel, dit was why jy kon dit nie. Dis hoekom Yeshua gekom het. As ek sommer nou in kort is om al daai wette amper te kom op hom vat, sodat ons kan nie die hemel kom of kan ewige lewe kry. Dis nou sommer bland gestel, vinnig. Ek glo in die wet, ek dink die wet is vir ons 'n riglyn. Is 'n definitiewe riglyn. Die vrug van die gees, ek baseer my lewe op die vrug van die gees, wat basies is, en ek dink dit is wat Yeshua amper kom vir ons sê, luister, hierso is, ek sê nie vrug van die gees is, ek sê dit so tussen aanhalingstekens, amper so half 'n tweede riglyn of 'n kom ons maak dit nou maar wet, dis in aanhalingstekens om vir jou te sê, weet jy wat hier is, dit is hoe ek gelewe het, dis wat ek gedoen het, en so aan. Ek wil net gou voordat ek wil gou Jakkus het gesê, dat die konings moes die Torah, moes hulle basies ken en skryf, okay? Yes, hulle moes Torah, elkeen moes 'n Torah skryf, dit was wat van hulle verwag is. Korrek, so dit is niks met fout, 100%. Dit is wat ek deel van my lewe ook wil maak. Okay. Dit is meer vir my in 'n Ou Testamentiese my gedagte, nee. Ek sê nie dis is nie, my gedagte het myself Ou Testament toegeneem. So dis hoekom ek sê jy kan nie die Ou Testament wegvat en net die Nuwe Testament lewe nie. Die twee loop hand aan hand. Daar was die Ou Testament is meer 'n fisiese van offers en sulke goeders. Ons het 'n Nuwe Testament is meer nou Waldo het weer gesê jy moet ons moet die woord doen 100% reg. Ek is ook met dit waar dade basies by betrokke raak. Jy weet hoe jy leef en wat jy doen in jou sieninge goeders en so. Toe ek nou hierdie gedeelte van die Romeine 2 lees, toe sit vir my, want boys, dis soos Dion gesê het, dis moeilik, jy moet nie, as jy nie weet wat
om te redeneer nie, moet jy nie hierso in redenasies gaan met ouens wat die woord ken nie. My ding op hierdie was gewees, is dat jou gedagtes moet jy vasvang. Op hierdie hele oordeel sê jy jou gedagtes vasvang. Gedagtes is gewoonlik wanneer ek alleen is. Nou begin ek oordeel in myself, ek ry in die kar, ek dink aan 'n ou, ek is op pad na 'n meeting toe, en nou begin ek, ons manier van doen is negatief, ons is onmiddellik negatief ingestel vir wat kan gebeur, en nou begin ek goeters dink en spreek en sulke goeters oor my baas of my situasie of dit. Ons moet ons gedagtes vasvang. 'n Tweede manier is, wanneer ek in 'n omgewing is waar ek reg voor 'n persoon sit, dan moet ek my